die Ou Testament toe en ons lees vanuit Jesaja 1. Jesaja 1 gaan ons saam lees. Ek dink ons almal ken Jesaja 6 waar Jesaja se roeping is en 'n mens hoor gereeld, maar hier heel aan die begin kry ons die opskrif: 'n sondige volk word geoordeel. Die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem in die dae van Usia, Jotam, Agas en Hiskia, die konings van Juda. Hoor o hemele en luister o aarde, want die Here spreek. Ek het kinders groot gemaak en verhoog, maar hulle het teen my oortree. Ons ken sy besitter en 'n esel die krib van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. Wee die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaadoeners, die kinders wat verderflik handel. Hulle het die Here verlaat, die Heilige van Israel verag. Hulle het agtertoe weggedraai. Waar wil julle nog geslaan word, dat julle voortgaan met af te wyk? Die hele hoof is siek, die hele hart is krank. Van die voetsel af tot by die hoof toe is daar geen heelplek aan nie, maar wonde en kwesplekke en vars houe. Hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie. Julle land is 'n wildernis, julle stede is met vuur verbrand, vreemdes verteer julle landerye in julle teenwoordigheid. En dis 'n wildernis soos by 'n omkering deur vreemdes. En die dogter van Sion het oorgebly soos 'n skermpie in 'n wingerd, soos 'n slaapplekkie in 'n komkommertuin, soos 'n beleerde stad. As die Here van die leerskare vir ons nie 'n klein oorblyfsel oorgelaat het nie, so Sodom sou ons geword het. Ons sou net soos Gomorra gewees het. Hoor die woord van die Here, owerstes van Sodom, luister na die wet van onsse God, volk van Gomorra. Wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here? Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers. En ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis om my voorhowe te vertrap? Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maande en sabbate, die uitroep van samekomste, ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maande en julle feestye haat my siel, hulle is vir my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. En as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle julle gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Leer om goed te doen. Soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit
gespreek. Ons lees dan net so ver vanoggend vanuit die woord van die Here. Voordat ons dan die gedeelte gaan bespreek, gaan ek vra dat ons die hoofde sal buig en dan bid ons net namens die gemeente tot die Here. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, ons loof en ons prys en ons dank U in hierdie oggend, Here, vir wie U is. Dat U die genadige, barmhartige God is, Here, wat daar is vir U kinders. Here, wat daar is tot ons hulp geroep, wat daar is wanneer ons U nodig het. En Here, wat vir ons soveel seëninge vanuit die hemel laat neerstort, soos daardie lied wat ons gesing het, Here, dat U ons seën en dat ons U nodig het en dat ons hier ook in U teenwoordigheid wil inbeweeg. Here, en so bid ons dat ons vanoggend sal bewus wees van U teenwoordigheid, Here, dat ons harte sal oopmaak vir U woord, Here, dat die woord nie gesteel sal word deur die vyand of deur die sorge van die lewe of verskillende dinge soos die woord ons leer nie, maar dat hierdie woord, Here, dat U dit sal gebruik om 'n verskil in ons lewens te maak, dat dit sal vrug lewer, dat dit ons nader aan U sal bring. Here, en waar hierdie ook 'n harde woord is wat ons gelees het, Here. En terwyl ons U regverdigheid so duidelik sien, hierdie saak wat U teen die volk het, Here, sien ons so duidelik ook U liefde en U genade, dat U met die volk die saak wou uitmaak. Here, en so ook met elkeen van die kinders wat teen U gesondig het, en sê ons weer eens net dankie vir daardie feit, Here. Ons bid ook so vanoggend vir ons gemeente, en ons dink in hierdie oggend aan hulle wat siek is, Here, verskeie mense wat sukkel met verkoue en griep en ander siektes, Here, en ons dat U met hulle sal wees in hierdie tyd, dat U die genesing sal bring en dat U sal ondersteun soos net U kan, Here. En ons bid ook so vir hulle, Here, wat deur operasies gegaan het, ons bid vir hulle wat wag op behandeling, verskillende probleme, Here, en ons bid dat U met elkeen sal wees en dat hulle U nabyheid sal ervaar. Ons bid ook so, Here, vir ons gemeente, dat U in elke behoefte van ons gemeente sal voorsien, die fisiese behoeftes, geestelike behoeftes, Here, alles, ons weet U is vir ons genoegsaam en daarom vertrou ons U om te voorsien. Here, ook in hierdie saak wat ons so gedurig na U toe bring oor die pastorie, Here, dat U daar ook sal help, dat U sal deure oopmaak en dat U vir ons as kerkraad die wysheid sal gee om die regte besluite te neem. En ons dankie, Here, dat ons weet, die woord sê vir ons, hy wat wysheid kort kom, kan om dit van God bid, wat gee, sonder om te verwyd. Here, bid ons vir daardie wysheid. Ons bid ook so vir die res van hierdie vakansie tydperk, Here, dat U met ons kinders sal wees, dat U vir hulle sal beskerm, en wanneer die kinderbediening weer begin, Here, dat U ook daarin sal wees. Die onderwyser sal bekragtig, die onderwyser sal help om 'n beeld van U uit te straal, en daardie kinders, Here, om net meer en meer van U te leer, Here, want ons weet, die woord gee vir ons die belofte, dat kinders wat van kleins af leer in hierdie dinge, dat hulle as hulle groot is, nie sal afwyk daarvan nie, maar sal terugkeer na U waarhede, en daarom leer ons hulle, daarom vertrou ons, daarom bid ons vir hulle, dat U met elkeen van daardie kinders sal wees. Here, dankie dat ons vir hierdie sake kan kom bid, dankie dat ons vir verskeie sendelinge en organisasies kan bid wat U werk doen, Here, en so ook vir oom Nico en tannie Marina. Ons dra aan U op, Here, waar hulle beweeg in die evangelie uitdra, dat U vrug op hulle arbeid sal gee. Maar ons bid ook hier vir die geestelike instansies in ons eie dorp, Here, en ons bid dat U woord in waarheid sal uitgaan. Ons bid dat die evangelie verkondig sal word, nie wat mense wil hoor nie, maar die boodskap wat U gee, wat mense moet hoor. Ons vertrou U daarvoor, Here. Ons bid ook vir die lande wat in hierdie tyd onder baie verdrukking verkeer, Here. Ons hoor in Iran die verdrukking wat die Christene nou daar deurgaan, Here. Ons dink aan die lande wat getuister was deur natuurrampe, Here, wat daardie mense ook U aanroep. Ons bid so, Here, dat U met die kinders van die Here in hierdie wêreld sal wees, en dat U woord ook deur hulle lewens sal uitgaan tot in die uiteindes van die wêreld. Here, baie dankie dat ons dit alles na U toe kan bring vanoggend, dat ons U kan vertrou, ons oë op U kan rig, en ook kan wag op U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Ons begin dan met sekerlik die vers wat die meeste uitstaan in hierdie gedeelte, en dis vers 18. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Nie net 'n bekende vers in die gedeelte nie, maar ek dink elkeen van ons wat al die evangelie gehoor het of met iemand gedeel het sekerlik al hierdie vers teëgekom, een wat gereeld gebruik word. Maar hierdie vers staan ook in 'n spesifieke konteks, en wanneer ons na hierdie konteks kyk, dan sien ons dit was maar 'n hopelose situasie, en daar was dringend herstel deur die Here nodig. En daarom praat ons ook vanoggend oor die tema, wanneer herstel nodig is. En dis nou soos as 'n mens verby 'n huis ry, en baie keer sien ons hierdie mooi huise, maar ander keer ry jy verby 'n huis en jy sien die huis het dringend herstel nodig. Die dak het gate in, die verf val van die mure af, die vensters is uit, daar's karton voor die vensters, en dan is daar soveel potensiaal, maar daar is eers herstel nodig. En dit is op 'n geestelike vlak wat met hierdie volk gebeur het, en wat dikwels met kinders van die Here gebeur. Maar voordat ons nou verder oor hierdie gedagte praat, laat ek net eers so 'n bietjie agtergrond gee. Die skrywer natuurlik, Jesaja, ons ken hom, ons weet van hom, ek dink ons almal ken Jesaja 6 goed, waar die Here hom roep om sy werker te wees, met daai bekende woorde, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan, en Jesaja wat vir die Here sê, hier is ek, stuur my. En die Here stuur vir Jesaja met 'n boodskap, en daai boodskap is eintlik in Jesaja se naam opgesluit, en Jesaja se naam, of Yeshua, beteken die Here red. En dit was eintlik in die situasie waarin die volk was, wat hulle nodig gehad het, die boodskap, die Here red. En dis hoekom die hele boek Jesaja nie begin met waar Jesaja geroep is nie, maar juis die situasie waaruit hulle gered moes word, en die herstel wat nodig is. Jesaja preek in 'n tyd van geestelike afval, en aan die begin het ons gesien, daai verskeie konings word genoem tot op koning Hizkia, en die volk was in 'n slegte geestelike posisie gewees. Hulle het agter ander gode aangeloop, daar was afgodery gewees, en nou in Jesaja 1 kom die Here en hy sê, hy het 'n oordeel teenoor hulle. Hulle is eintlik op 'n punt wat omkeer onmoontlik was, wat hulle so ver van die Here afgewyk het, waar hulle die Here verwerp het, en waar die Here 'n saak teen sy volk het. Maar in dit, selfs Jesaja se naam, die Here red. En dan kom die Here met hierdie boodskap, 'n goeie boodskap. Hy sê alles wat hy teen hulle het, maar dan met hierdie uitroep, kom nou, laat ons hierdie saak uitmaak, moet dit nie so los nie. En ons sien amper hierdie hofsaak voor ons uitspeel, hierdie beskuldigde wat daar staan, en die Here wat die klag teen hulle het, maar met die gedagte, kom ons maak hierdie saak uit, kom ons sorteer dit uit, daar's hoop. Ek kan julle vryspreek van hierdie skulde. En dan daai mooi beeld wat gebruik word, wat sê skarlaken en purper, hierdie rooi en hierdie pers, hierdie donker kleure, wat die Here sê, kom ons maak dit wit, ons was dit uit. Herstel is nie vir die Here onmoontlik nie, inteendeel, hy kan herstel, hy wil herstel, en daarom was hierdie boodskap in Jesaja 1, 'n boodskap van herstel vir die volk gewees. En so was hulle geestelike lewens, soos daai bouvallige huis, wat ek nou die voorbeeld van gegee het, maar dit gebeur, baie keer ook, met kinders van die Here vandag. Daar's hoogtepunte in 'n mens se geestelike lewe, waar jy naby aan die Here is, en jy kom by jou stilte tyd uit, en 'n mens leef soos wat die Here wil hê, maar dan gebeur die lewe. Daar's dinge wat in ons lewens gebeur, wat ons aandag van die Here aftrek. Daar's dinge wat gebeur, wat maak dat ons wegbeweeg van die Here af, waar ons baie keer ons fokus verskuif van die Here af na ons eie lewens toe, en dan struikel ons baie keer. Ons fokus op ons eie genot, ons eie gemak, my prioriteite is verkeerd, en dan beweeg ek stadig maar seker weg van die Here af. En net so iets wat ek kan noem, en ek het dit al genoem,
is Dr. Harry Reeder, wat nou al oorlede is, wat 'n paar jaar terug by ons predikantekonferensie gepraat het, en hy het nou Engelse Amerikaner, so hy het nou in sy taal gepraat en gesê, kinders van die Here is op die regte pad as hulle major on the majors. So wat vir die Here belangrik is vir my belangrik, en hulle minor on the minors. En nou verstaan ons. En hy het gesê, as 'n kind van die Here se geestelike lewe omgekeerd is, dan is daar 'n fout. As hulle major on the minors, die dinge wat vir die Here onbelangrik is skielik vir hulle belangrik, soos materialisme en die goed, en wat vir die Here baie belangrik is, soos die evangelie en om reg te lewe en die goed, is vir hulle minder belangrik. Dan weet 'n mens, daar is herstel nodig. So hy gebruik daai voorbeeld, maar die waarheid is, kinders van die Here beweeg ongelukkig soms weg van die Here af. Ons staan nie stil nie, ek het dit al vir u geleer in ons geestelike lewens, ons beweeg baie keer nader aan die Here, maar ander kere ongelukkig beweeg ons verder weg. En wanneer 'n kind van die Here wegbeweeg, dan is daar ernstig 'n ingrype van die Here nodig. Daar is herstel nodig. Dit het ons met Psalm 23 nogal mooi hanteer, die gedagte van hy verkoop my siel, die gedagte van hy gryp in wanneer dit nodig is. En dit is dan die boodskap wat Jesaja oordra. As 'n kind van die Here gesondig het, en die Here se ingrype is so nodig, sodat hulle weer kan vorentoe beweeg in hulle geestelike lewe, is die Here daar om te herstel. Dis nie iets wat ons op ons eie kan doen nie. Ons kan nie self hierdie herstel bring nie, al probeer ons. Dis soos as ek nou gaan probeer op die dak klim en daai dak regmaak sonder enige toerusting. Ek sal dit nooit reg kry nie. Ons kan dit nie doen nie, maar die Here kan. Hy is die een wat herstel. So daarom kyk ons vanoggend na hierdie boodskap van Jesaja. Ons kyk na die boodskap wat relevant nog is vandag, dat die Here steeds herstel wanneer mense wegbeweeg het. Wanneer hulle geval het, wanneer hulle gestruikel het, wanneer hulle geestelike lewens soos daardie bouvallige huis lyk. En ons begin in die eerste gedagte en ons kyk wat het gemaak dat die persoon in daai posisie is, en dit begin by die sonde voor herstel. Jesaja 1 vers 2, hoor o hemele en luister o aarde, want die Here spreek. Die woord gaan luid uit en daardie woord sê, ek het kinders groot gemaak en verhoog, maar hulle het teen my oortree. Dan tot en met vers 4 word aan hierdie volk verduidelik presies wat hulle verkeerd gedoen het en hoe hulle teen die Here oortree het. Hulle het agter ander gode aangeloop. Ons weet nou natuurlik, ons ken die geskiedenis, hulle het die beloofde land ingegaan. Daar was 'n paar konings gewees, na Salomo breek die koninkryk, skeer hy in twee, en Juda en Israel het nou hierdie lang lys van konings, maar iets wat uitstaan in hierdie tydperk is die feit dat hulle teen die Here gedraai het, gedurig besig was met die ander gode van die volke in daardie land. En hoe hartseer is dit nie, dat hierdie volk, wat die waaragtige God leer ken het, wat hy gelei het vanuit Egipte, wat hy gebring het in die beloofde land, wat hierdie konings gehad het, soos Dawid en Salomo, wat hierdie konings gehad het, so weg van die Here af beweeg het, om mensgemaakte beelde te aanbid. Dis hoekom vers 3 sê, 'n os en 'n esel is slimmer as hierdie volk. Want hoe kan dit wees dat hulle minder omgee vir hulle vader as 'n os vir sy besitter? En daarom sê die Here, hulle is swaar van skuld. Hulle is waardig om geoordeel te word. Hulle is skuldig voor die lewende God. En dit wys net verder vir ons dat die Here die heilige van Israel is. Want kyk hoe tree hy op. En daarom noem Jesaja hom die heilige van Israel, want aan die een kant het ons hierdie heilige, almagtige God, die een wat in Jesaja 6 ook genoem word, heilig, 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 is die Here van die leerskare, maar aan die ander kant het 'n mens nou hierdie sondige volk, wat afgode dien, wat die 10 gebooie baie duidelik breek, en daar's skeiding tussen hulle en die Here. En in vers 5 word dit vergelyk met 'n siekte.
Dis so erg. En dan sê daar die vers, waar wil julle nog geslaan word? Dat julle voortgaan met af te wyk. Die hele hoof is siek, die hele hart is krank. Kyk in watter situasie is julle. As gevolg van sonde. Nou dit gebeur met kinders van die Here. Ons is baie keer krities teenoor hierdie volk en oor wat hulle gedoen het en waar hulle afgewyk het, afgeval het van die Here af. Maar dit gebeur met kinders van die Here waar my prioriteite verkeerd is, my fokus is verkeerd en ek verloor sig van die Here se plan met my lewe. Ek verloor sig van dit wat die Here vir my doen en wat hy van my vra. En dan lei dit tot sonde. Waar ek ook skuldig voor die Here staan. Daar het al groot godsmanne in sonde geval, en net om te hou by Bybelse voorbeelde, dink aan Dawid. Ons sien baie keer oomblikke in Dawid se lewe, maar as 'n mens sy lewe vat, as hierdie tydlyn, hierdie verhaal, dan dink ons, die Here was met Dawid as 'n jong seun in die veld, as 'n herder gewees. Die Here was met Dawid teen Goliat gewees. Die Here was met Dawid teen Saul gewees, en die Here maak vir Dawid koning. Wat gebeur? Dawid verloor sig van wat belangrik is. En toe sy manne nou daar in die oorlog is, toe gaan hy terug na Jerusalem toe, en hy's daar op die tempel se dak en hy val. Gelukkig nie van die dak af nie, maar hy val. En hy pleeg moord. En hy pleeg oorspel. 'n man na die hart van God. En kyk hoe hy gesondig. En hy staan skuldig voor God. Dink aan Nathan wat vir hom gesê het, U is die man, jy is die een wat gesondig het. So ons moet nooit dink, dit kan nie met my gebeur. Die woord leer dit vir ons, 1 Korintiërs 10 vers 12, hy sê, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Dit gebeur so maklik, dat my fokus verkeerd is. Dit gebeur so maklik, dat ek struikel, en hierdie sonde maak skeiding tussen my en die Here, en dit dryf my weg van die Here af. En die hartseer is, dan kan die Here my nie seën nie. En ek kan self vasgevang wees in sonde, en dit voel of ek net nie verlossing kry nie. Ek probeer, maar ek sondig keer op keer. Dan staan 'n mens skuldig voor die lewende God van hemel en aarde. Dit is 'n skrikwekkende gedagte, skuldig voor die Here van die hemel en aarde. Maar dan, die Here het hulle nie net gelos nie. Hy wil hulle terugbring, en hulle het dit geweet, want die tweede gedagte wat ons nou gaan oorgesels, is die tigtiging tot herstel. Tigtiging, en dis so 'n mooi woord, en dit word ook baie keer in 'n negatiewe sin gebruik, maar tigtiging is 'n fantastiese, goeie ding, in 'n Bybelse sin ook. 1 vers 7, julle land is 'n wildernis, julle stede is met vuur verbrand, vreemdes verteer julle landery in julle teenwoordigheid. Dis 'n wildernis soos by omkering deur vreemdes. En nou klink al hierdie goed so negatief, en ons vra, hoekom gebeur dit? Die Here sê vir hulle, dit gebeur want hy tigtig hulle. Dis die volk se tigtiging, dat hulle land soos 'n wildernis is, dat hulle stede verbrand is, die Noorderryk en die Suiderryk wat geskeur het, Israel wat bo lê is verwoes, Juda wat onder lê met Jerusalem uiteindelik, is op pad na 'n ballingskap, toe die hand van die Here is swaar op hulle. Die Here tigtig hulle. Nou besef 'n mens, hulle dien 'n waaragtige God. En hy tigtig die wat teen hom sondig met 'n baie goeie rede. Dis nie net slaan vir slaan nie, dit is die Here tigtig sodat hulle moet bekeer. Die Here tigtig sodat hulle die regte ding doen. So dis met 'n doel. Hierdie volk is getigtig, hulle is in nood gebring, keer op keer as ons deur die geskiedenis gaan kyk, deur die Assiriërs en die Filistyne en al hierdie verskillende volke, wat elke keer teen hulle opstaan, omdat hulle sonde doen. En as gevolg van hierdie tigtiging, is die volk se gemoed nie die beste nie, hulle kom agter, maar iets is fout, hoekom word ons verdruk? Psalm 137, nou lees ons daai toestand wat hulle sê, hulle ween, hulle dink aan hulle land, hulle is daar in ballingskap, hulle sieters en hulle harpe hang hulle in wilgerbome op, hulle wil nie sing nie, hulle vreugde is weg, want die Here tigtig hulle oor hulle sonde.
Nou dink ek so aan een van ons kinders, as ek haar tigtig, dan sê sy vir my, dis nou nie lekker nie, dis seer, dan sê ek vir dit moet seer wees. Kyk hoe hulle getigtig. Die Here oortuig hulle, dat daar sonde in hulle midde is. En die een ding waarvan ons seker kan wees, is die Vader tigtig. Die woord leer dit vir ons, van begin tot einde. As iemand sondig teen die Here, dan tigtig hy, sodat hulle kan terugkom, sodat hulle kan regmaak. En die Here tigtig deur baie verskillende maniere. Dit weet ons ook vanuit die woord. Partykeer tigtig hy deur omstandighede, hy tigtig deur 'n situasie wat 'n mens gaan, hy kan tigtig deur siekte. Nou weet ek hoef dit seker nie te sê nie, maar siekte is nie altyd as gevolg van sonde nie. Daar's baie redes vir siekte, maar sonde kan 'n rede wees. Maar hy tigtig. Psalm 32 vers 4, nou skryf Dawid, hy sê, U hand was dag en nag swaar op my, my murg het verander soos deur somergloed. Hy sê die hand van die Here was swaar op hom. Hy het gevoel, maar hoekom gebeur dit? Totdat Nathan vir hom gesê het, U is die man, jy het gesondig. En vra ons baie keer, hoekom laat die Here goed oor ons pad toe? Hoekom gebeur sekere dinge met my? Hoekom sit ek in 'n sekere situasie? En dan moet ons die vraag vra, het ek nie miskien gesondig nie? Weereens, moeilike omstandighede is nie altyd as gevolg van sonde nie, maar die Here kan dit gebruik om te tigtig. Daarom moet ons die vraag vra, het ek nie gesondig nie? Hoekom doen die Here dit? Ek dink is baie eenvoudig, omdat hy ons lief het. Spreuke 13 vers 24, wie sy roede terughou, haat sy seun, maar hy wat hom lief het, besoek hom met tigtiging. Die Here tigtig, want hy het ons lief. Hy wil hê ons moet op die regte pad kom. Dis hoekom hy die volk getigtig het. Hy wou hulle nie los om aan te gaan met die afgoderry en dit waarmee hulle besig was, om net uiteindelik heeltemal te verval nie. Hy wou hulle terugbring, soos om 'n verlore skaap terug te bring. En dis hoekom daar tigtiging was. Maar, toe maak hulle baie groot fout, hierdie volk. Hulle wil regmaak, hulle wil herstel, maar hulle doen dit op die verkeerde manier. En dis dan ons volgende gedagte, wat ons oor gaan praat, en dit is die godsdiens sonder herstel. Jesaja 1 vers 13, bring nie meer skynheilige offergawes nie, gruwelike reukwerk is dit vir my, nuwe maan en sabbate, die uitroep van samekomste, ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Hierdie volk maak hierdie groot fout. Hulle word getigtig. Hulle weet, hulle het gesondig. Hulle het nie gewonder nie, hulle het geweet wat fout is. En wat doen hulle? Hulle begin weer offer. Hulle kom by mekaar om die Here te dien. Hulle bring offergawes. Hulle bid selfs. En dit klink mooi en dit klink reg, maar hulle het nooit reg gemaak. Hulle harte was nog net so ver van die Here af. Die sonde, die ongeregtigheid was nog steeds daar in hulle midde gewees. So hulle het berou oor die Here, hulle tigtig, maar hulle het berou oor hulle sonde nie. Nou dink hulle gaan God nou gelukkig maak, net deur weer godsdienstig te wees. Hulle gaan hierdie offers bring en dit gaan nou genoeg wees. Maar wat sê die Here vir hulle? Hy sê hierdie goed maak nie saak nie. Dit gaan oor julle harte. Dit gaan oor die gedagte wat julle die Here mee dien. Hulle dien die Here, maar sonder berou oor sonde. En hulle hou aan. Hulle het nie vergifnis ontvang nie. En iemand het een keer gesê, hulle raak besig met die dinge van die Here, maar hulle kom nooit by die Here van die dinge uit. Hulle probeer net om goed te doen deur hulle werke. En dis nogal 'n treffende gedagte is hoe die Here daaroor voel. Hy sê hy sat van brandoffers. Hy het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. Hy sê hulle vertrap sy voorhowe, dis skynheilige offergawes. Dan sê hy daar in vers 14, sy siel haat dit. As mense hulle sonde probeer bedek met godsdiens. Dis vir die Here afskuwelik. En tog doen mense dit. Baie keer as mense sondig, en besef hulle het nou verkeerd gedoen, dan probeer hulle opmaak daarvoor, deur goeie werke. Ons gee 'n bietjie vir iemand wat nie het nie, sodat ek beter kan voel. Ek lees so 2 keer meer my Bybel, of ek maak seker ek is 2 dienste in die kerk, sulke tipe goed wat mense doen, net dat hulle beter voel. Maar hulle maak nooit hulle sonde reg.
En ek dink dis nogal 'n belangrike oorweging. Hoekom maak hulle nie hulle sonde reg nie? Hoekom gaan vra hulle nie net vir die Here vir vergifnis nie? Hy sê dan. Hoekom nie? Want hulle wil nie met hulle sonde breek nie. Hulle wil nie verander nie. Hulle wil aangaan met hierdie goed waarmee hulle besig is. Hulle wil net die Here ook tevrede stel en dit werk nie. Ons sien dit hier. Die volk het probeer. Hulle wou nie ophou met hulle sonde nie. Hulle hou aan daarmee. Hulle probeer dit net regverdig deur offers. En ons sien baie duidelik. Die Here word nie daardeur geflous nie. Hoe voel hy daaroor? So al is ek hoe godsdienstig, al voer ek hoeveel honger mense, al deel ek hoeveel traktaatjies uit, as my lewe nie reg is voor die Here nie, kan ek hom nie behaag. Want daar is ware herstel nodig. En dis ons volgende gedagte. Die herstel, eintlik daar moet ek die woord gesit het, die ware herstel wat nodig is. En nou kom ons weer by vers 18, waar die Here vir hulle sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sondes soos skarlaak en dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. So nou kom Jesaja met 'n boodskap van hoop, die goeie boodskap. Die Here wil verlos, hy wil herstel, hy wil julle vanuit hierdie sonde kom haal. Hy wil julle uit die benoudheid, hierdie tigtiging, hy wil julle daar uithaal. Maar hulle wou nie die verlossing hê. Hulle het dit verwerp. Al was die Here so genadig oor hulle, het die volk skuldig voor die Here gestaan. Hulle het gesondig, hulle het nie sy gebooie nagekom nie, hulle probeer met godsdienst, dit werk nie, en dit gaan net al verder agteruit en agteruit. Terwyl die Here kom met hierdie boodskap van herstel. Hy wou hulle herstel. Dis nou soos as ons terug is by die voorbeeld van die bouvallige huis, as ek nou sê, maar dis nou my huis met die stikkende dak en die uitvensters en die gras wat heuphoogte is, en iemand kom na my toe en hulle sê, weet jy, ek sal jou help, verniet, ek sal alles doen. Die dak regmaak, die vensters regmaak, die gras nie, ek sal alles vir jou doen, verniet. En ek sê vir hom, nee dankie, ek wil eerder in my stikkende huis bly. Sal iemand dit doen? Ek dink nie so nie. En dis wat die Here sê, hy kom, hy sê, ek wil julle herstel, en hy gebruik daai voorbeelde, skarlaken en die purper en die goed, en hy sê, ek wil julle skoon was, ek wil. Watter groot genade is dit nie van die Here nie. En tog wou hulle nie. Nou wanneer ons afgedwaal het, wanneer ons gesondig het, wanneer ons herstel nodig het, dan weer klink daai woorde, kom en laat ons die saak uitmaak. Die Here wil. 1 Johannes 1 vers 9, dit was een van ons leerverse vir die week, as ek nou reg onthou, dink ek, het was miskien die heel eerste een gewees, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Dis 'n belofte, hy is getrou. Hy wil vergewe, hy wil daai verhouding herstel, en dit kom deur vergifnis. Hoe kry mens vergifnis? Nie deur meer godsdienstig te wees, soos wat die volk gedoen het nie, om die sonde te bely, om dit voor die Here te neem, en daai sonde te los. Psalm 32 vers 5, daar het hy nou vroeër, toe Dawid nou geskryf, die hand van die Here was swaar op my dag en nag, nou skryf hy, my sonde het ek nie bekend gemaak, my ongeregtigheid het ek nie bedek nie, ek het gesê, ek wil aan die Here my oortreding bely, en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Die Here herstel. Nou kan 'n mens hom weer behaag, deur 'n mens se lewe. Nou is dinge soos gebed en 'n oop hand en al hierdie goed wat ons vroeër genoem het, nou is dit belangrik en nou is dit goed, want my lewe is reg voor die Here. Nou kan ons kragtig bid. Ons kan sien hoe die Here leiding gee, maar 'n mens moet eers by daardie herstel kom. Herstel wat slegs die Here kan bring. Dan ons laaste gedagte kan ons eintlik half in twee deel, en dit is die belofte aan die een kant, of die waarskuwing van herstel. So ons lees dit in vers 19, en hoor nou presies hoe stel hy hierdie twee. Hy sê, as julle gewillig is en luister, nou die belofte, sal julle die goeie van die land eet. Maar vers 20, as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. So hy gee 'n belofte, en hy gee 'n waarskuwing. Hy gee vir hulle die kans, kom, laat ek julle herstel. Ek wil, as julle kom, daar is 'n belofte, julle gaan die goeie eet. As julle nie, die waarskuwing,
julle gaan deur die swaard opgeëet word. En wat het met die volk gebeur? Wat het met Juda gebeur? In Jesaja se tyd is hulle weggevoer in ballingskap. Hulle het nie geluister nie, hulle is deur die swaard geëet, die Babiloniërs het ingevaar, hulle het mense se huise verwoes, hulle is deur die swaard geëet en hulle het ballinge weggeneem. Omdat hulle nie wou luister nie. Die Here het vir hulle die keuse gegee, hy het 'n laaste uitroep gegee, 'n waarskuwing, hoeveel keer deur die profete. Maar hulle wou nie. En die waarskuwing word 'n werklikheid. Nou kom ons, as dit nou by ons kom, fokus ons net op die positiewe. Ons wil nie op die negatiewe fokus nie. Die Here wil ons seën. Daar's 'n belofte wanneer ons herstel word, wanneer ons luister, wanneer ons gestruikel het. Die Here wil ons herstel en hy wil ons seën. En as ons nie herstel word nie, is dit 'n afdraande pad. Maar weer eens, ons wil nie op die negatiewe fokus nie. Nou het ek so gesit en dink, terwyl ek nou hierdie voorberei het, aan 'n voorbeeld vir as die Here seën en sonde wat keer, dat die Here nie seën nie. Nou het ek al die voorbeeld van die waterpyp gebruik, so ek gaan nou nie dit weer nie. En toe het ons nou so rukkie terug 'n nuwe kaatjie gekry, daar in die huis. En die kat wil nou verskriklik graag uitgaan, maar hy kan nie, want ons het mos nou die honde buite. So nou maak ek die vensters oop, ons kombuisvensters en die spaarkamervensters, dan sit hy nou daar op die vensterbank en hy kyk so, en hy wil bitter graag, wil hy nou vryheid beleef en gaan rondhardloop en op die sand, maar die honde keer hom. Hy kan nie, want elke keer wat hy net so oorloer, dan sit 'n hond en kyk vir hom. Hulle wag dat hy afspring. En toe dink ek nou, dis nou 'n voorbeeld wat ek kan gebruik. Soos daai honde keer dat die kat vryheid kan beleef. Keer sonde dat ons vryheid as kinders van die Here kan beleef. Kan ons nie beleef wat die Here vir ons beplan en wat hy vir ons wil gee en die seëninge wat daar vir ons is nie, want sonde keer. Dit keer dat ek 'n kragtige gebedslewe kan hê. Dit keer dat ek die Here uitstraal waar ook al ek gaan, dat ek die lig en die sout kan wees. Dit keer dat die Here met my lewe bereik wat hy wil bereik. En daarom het die Here vir ons ook hierdie twee dinge, 'n belofte en 'n waarskuwing. Herstel en daar sal seëninge wees. Maar sondig, en moenie luister nie, en dis 'n afdraande pad. So die belofte en die waarskuwing, en daarmee sluit ek af. Jesaja kom met 'n baie sterk boodskap in 'n slegte tyd. En dis 'n boodskap van herstel. 'n Boodskap dat die Here wil red. En ons het hierin gesien, as 'n mens wegbeweeg van die Here af en daar's sonde, dan is daar herstel nodig, want daai sonde maak skeiding. En dan kom die Here en hy tigtig. Hy kom wys vir ons moet terugkom, daar's sonde in ons lewe, en ons kan nie onsself regverdig deur ons werke, deur beter te probeer doen nie, dit werk nie. Al wat werk is ware herstel deur die Here. Ons sal hom toe gaan, ons sonde bely, vir die Here vra, en hy sê, kom nou laat sy saak uitmaak, al was jou sonde hoe erg, dit sal wit word soos sneeu, dit sal word soos wol, hy herstel. Dan laaste kom hou hy hierdie twee dinge voor, die belofte en die waarskuwing. So dis vir ons 'n baie ernstige saak. As ons dink, hoekom die boek Jesaja met dit begin het. Ons dink aan die boodskap wat die Here hulle vir hulle gehad het, wat sê, ek dink is vers 2, wat sê, hoor o hemele en aarde, en groot boodskap. Dit is belangrik. Wanneer ons gestruikel het, wanneer daar sonde in ons lewens is, moet ons net na die Here toe kom, en hy herstel. Hy bring daardie verandering. So daarom moet ons na die Here toe gaan, dat ons nie soos daai bouvallige huis lyk en agteruit gaan as gevolg van sonde nie. Maar dat ons oë op die Here gerig is, en dat hy die herstel bring. En ek wil afsluit deur net weer daai vers te lees, so 'n mooi vers. As ons hom nog nie geleer het vir ons vers vir die week nie, dink ek gaan ek hom môre uitstuur vir ons leervers. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Amen. En ons buig ons hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, as ons na hierdie gedeelte vanoggend kyk, en ons kyk na die situasie waarin die volk was, en ons kyk na die boodskap wat U vir hierdie volk gehad het, dan dank ons U, dat ons U genade, en die barmhartigheid, en die liefde,
so duidelik raak sien. Here, en dan kom die woord en die woord sê vir ons, U het nog nooit verander nie, U sal nooit verander nie. U is ewig dieselfde, en dan dink ons aan daardie genade en barmhartigheid en liefde, Here, dat U dit steeds vandag aan ons bewys. En Here, ons weet dat al is ons U kinders, en al het ons 'n besluit vir U gemaak, en al het U ons U kinders gemaak, Here, soms struikel ons. Ons dink aan daai vers wat sê, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Here, en ons bid, dat wanneer ons gestruikel het, Here, dat ons nie net verder en verder agteruit sal gaan nie, maar dat ons na U toe sal kom, om ons te herstel. En dankie, Here, vir die boodskap wat U het, dankie vir daai uitnodiging, dat ons die saak moet uitmaak. Ons dankie en ons maak U naam groot in hierdie oggend. In die naam van Jesus Christus, Amen. Van die Here Jesus Christus, ons Verlosser, en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.